Goeiemôre. Het is 21 Oktober en hier volg die wêreldnuus. Nou ek was bietjie afwesig die laaste about 5 dae. Vakansie en so, maar nou is ek terug en ons kan voortgaan met wêreldnuus. En ons kop vanoggend af met JD Vance, ons visiepresident hier in Amerika. Hy is op pad Israel toe om te gaan sien wat daar aangaan met die peace talks. Dit weer te gaan versterk, want intussen het Hamas geweier om wapens op te gee en hulle is besig om ouens te execute in die strate. Palestinians te execute. Ek sien nog 'n video vandag van hulle is nou nie net execute mense nie, maar hulle is besig met stokke en bats om mense se bene stukkend te slaan en armstukkend te slaan. Jy weet, terroriseer dan nou die bevolking. So hulle maak hulle nie dood nie, hulle vermink hulle. Dis hoe terrorisme werk. Jy vermink, dis ook, as jy dink aan sekere wapens in oorlog ook, landmyne, antipersoneelmyne byvoorbeeld, is nie gemaak om jou dood te skiet, is gemaak om jou been op jou knie weg te skiet, sodat jy terug gaan huis toe en krikke en afbeen, dan terroriseer jy maak die bevolking bang om daar voor te gaan. En dis al wat hulle doen, skrikbewind uitvoer, hulle wil nie mag opgee nie. Hulle wil nie hulle wapens opgee nie, so hopelik kan Vance hulle gaan convince daar om hulle wapens op te gee en hierdie stront van hulle te stop. Want Trump het baie duidelik gesê, as hulle nie hulle wapens gaan opgee nie, gaan ons die wapens by hulle afvat, met geweld. En so, maar terroriste, het is baie moeilik om met terroriste te negotiate. Hulle het hulle eie ding en hulle eie gedagtes en hulle eie goeders. Ons sal maar sien wat daarop uitkom. Hopelik kan hulle dit onder druk kry en want hulle wil nie hulle beheer opgee daar nie. Hulle wil die populasie nog steeds onderdruk soos wat hulle gemaak het die laaste klomp jaar. So hopelik kry Vance iets te doen aan albei kante dat hy Hamas hulle leierskap en hulle wapens opgee vir die Palestynse mense, dat dit beter met hulle kan gaan. Wat vir my baie opvallend was, die laaste 2-3 dae sien ek kommentators, mense met YouTube-kanale en die tipe van kommentators, wat nou opkom vir Hamas. Nee, maar hulle attack net die mense wat dis nou anti-Israel, dis die anti-Israel mense wat nou sommer opkom vir Hamas. Dis eintlik Israelies wat hulle daar attack en Israeliese informante en so, hulle doen die regte ding. Nou ek kan nie glo, as jy nou logiese mense is en jy sien wat daar aangaan, dat jy so nog steeds opkom vir 'n terroristorganisasie wat nou die Palestynens doodmaak en vermink en dit probeer aan die skouer hang van Israel. Dit wys jou net hoe diep jy in jou geloof is aan anti-westers, anti-Israel, anti-westers, dis maar al. Jy kan geen ander ding sien nie. Jy sal elke ding verdraai om seker te maak dat jou siening staan sterk. Maar mens kan daardeur sien. Ek kan nie glo enige iemand sal opkom vir Hamas in hierdie situasie nie. Of anyway opkom vir Hamas in enige situasie. Nou, dit is 'n terroristeorganisasie, dit is al wat hulle is. So, en dan sien ons vandag dit mooi skryf, Sanai Takaichi. Sy is die eerste vrou wat die eerste minister van Japan geword het, eerste vroulike eerste minister. Dis is in die geskiedenis, jy weet, hulle het 'n baie sterk tradisie en kultuur, die Japaneese, baie sterk waar die mans gewoonlik die leier is. So ons sien hoe gaan dit, nou is die eerste keer dat 'n vrou in charge is daar, so 'n prime minister. En ek dink hulle is ook opgecatch met moderne tye. Ek seker sy sal goed doen, sien hoe goed dit vorentoe. Gister was daar groot Amazon outage, nie Amazon weet waar jy goed koop, maar hulle sagte ware plek, die plek wat hulle al hulle data stoor en so aan, en daar was eers gedink dit was 'n hack of iets, maar dit was net glitches in die system, en vir 'n paar uur was hulle system af. Daar was impak op banke en 'n paar ander goed gewees. Enigste impak wat ek gesien het, my kamera wat buitekant my huis is, by my garages wat buitekant kyk, jy weet, ek kon nie video op hom sien gisteroggend of enige recordings vir die laaste 2 dae nie. Ek het gedog as iets fout ek moet hom met reconnect of iets. Maar toe later sy weer aan en
toe gaan kyk ek of jy kan mos recordings terugspeel. Hy het nog steeds gerekord die tyd wat daai outage, so dit was seker die outage, die plek waar die data gestoor word. Ek kon nie access daar nie, maar nou sit weer daar terug en alles loop nou weer normaal. So, nog 'n drakboot is geslat daar in Venezuela gister en eergister is 'n duikboot uitgehaal. Nou, daar's mos baie mense wat sê, ja, Amerika slaan net enige boot en daar's geen evidence dat die goed draks het nie. Nou vra ek daai mense, watter silvie ou in die wêreld het 'n duikboot en waarvoor sal hy 'n duikboot gebruik? Die enigste mense wat duikbote het is die drakkartels, want hulle het duikbote wat hulle vol draks pak en dan onder die see inkom, veral in die Weskus, veral daar naby San Diego. Daar was al baie duikbote daar geonderskep. So gister het hulle, eergister is 'n duikboot uitgehaal en nog 'n boot gister uitgehaal. En wat die mense nie verstaan nie, want baie mense vra, ek sien selfs die politikus die in Amerika vra, nou weet ek jy, dis political games om punte te wen. Vra hulle, hoe weet die administrasie dat daai goed vol draks is? En hulle weet net so goed soos ons weet, daar's intelligence op die grond wat daai ouens trek. Van waar hulle die draks maak, tot waar hulle het op 'n boot laai, tot waar hulle het in die see ry. Dis word oral getrek, al die pad. En dan as jy hom op 'n ideale plek kry in die see waar daar niks naby is nie, dan haal jy hom uit. En so haal jy die drakbote uit een vir een. Een ou sê nogal, ja, maar dit gaan nie 'n groot impak hê nie. Tuurlik het dit 'n groot impak. 'n Hele boot vol draks minder wat by Amerika aankom is 'n groot impak. Nou, hulle gaan definitief ander planne begin maak om hulle draks hier te kry. Dis hoe die warlords en die druglords werk. So die intelligence, dis mos counter-intelligence en intelligence wat 'n rol speel. Cat and mouse games. Jy haal sy een manier uit en soek jy 'n ander manier. Dan moet jy die ander manier gaan opsoek en study en countermeasures kry en haal jy dit uit en soek hulle 'n ander manier. So gaan dit maar aangaan, want hulle gaan obvious nie op om draks te maak nie. Eergister daar in Frankryk in die Louvre Museum, groot huis, hulle het Crown Jewels gesteel in daytime, in die dag wat die museum oop was. Dis amper soos in 'n movie. Ek sien hulle tot hele kroon buitekant gedrop toe hulle weggehardloop het en 'n paar ander goeders, maar hulle weggekom met 'n hele klomp goeders, baie duur en baie waardevolle jewels en goeders. So maar sien wie gaan verantwoordelikheid aanvaar of wie se groep nie. As hulle gevang word, sal ons sien wat kom maar uit, maar dit is nogal interessant geweest dat iemand, dit lyk soos in 'n movie omtrent, jy weet wat hulle hierdie diefstal en goeders doen. Steel van die Crown Jewels daar in Frankryk. So ons gaan in die geskiedenis in 1994, wat's vandag 21 Oktober, het Amerika en Noord-Korea nogal, hulle het 'n agreed framework gesign, wat Noord-Korea geagree het dat hulle sal nie voortgaan om nuclear bomme te bou nie. Nou, kyk wat trek ons vandag, het wys jou, hulle het net hulle gey afgelag en daai papier wat hulle gesign het, want hulle het intussen voortgegaan met development en hulle het nou al hulle eie nuclear wapens. Hulle sukkel bietjie met missiele om die goed ver afstand te kry, want hulle missiele fail baie keer. Hulle skiet baie keer missiele, dan toets hulle, dan val dit nie baie ver en val dit nie see. Maar so jy het die warhead, maar hulle het nog nie die vermoë om dit baie ver te vat nie. Hulle claim dat hulle kan tot by die Weskus van Amerika uitkom, wat moontlik is, mense kan nooit dit aflag en sê nie, so, maar hulle kan maklik rondom Japan in Suid-Korea vinnig, dis nie, jy het nie 'n groot missiel nodig vir om in Suid-Korea te skiet nie. So, dit is 'n bedreiging, sorry, dit is 'n bedreiging wat ernstig opgeneem moet word. Dan 2021, op die 21ste Oktober, party vir julle sal seker onthou die shooting op die set van die film Rust. Alec Baldwin het mos die producer en 'n kameraman raak geskiet op 'n filmset daar in New Mexico. En ongelukkig is die producer dood. En dis tydens hulle filming gedoen het vir die movie. So agterna met die ondersoek is gevind dat die wapensekspert van die movie set sy tronkstraf gekry, want sy het lewendige ammunisie met blanks gemeng en met die tipe wapens wat hulle daar het. En ek weet nie wat sy met lewendige ammunisie op 'n filmset gedoen het nie, maar sy het tronkstraf gekry daarvoor. Alex Baldwin is ook aangekla, maar hy is onskuldig gevind, want obviously is
die manier hoe die goed oorgehandig en aangegee word, is nie noodwendig sy verantwoordelikheid. Alhoewel dit elke ou se verantwoordelikheid is om te seker maak die wapen in jou hand is veilig, het hy obviously gedink is dit blank soos hy moet wees en die ding gedoen wat hy moet doen en ongelukkig is hy dood. So dit maak nuwe reëls weer vir die movie industry. Daar's weer wat daar uitgekom het, nuwe veiligheidsmaatreëls en so om dit te verhoed dat dit weer sal gebeur. So, sad dag vir daai set. Dis dan vandag se nuus en geskiedenis. Ons sal mekaar weer môreoggend sien. Geniet die dag.